Amen. Dankie, Jesus. Oh, wat 'n voorreg. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Ja. Ons eer vanmôre net die koning van die konings, hy is hier. Maar hy is die vraag, is jy hier? Jy gaan hom ontmoet vanmôre. Amen. Dankie Musiekfabriek. Ek gaan gou-gou ietsie vir julle vertel. Gister het ons noot vir noot gespeel. Die wat u was nie het gemis. Dit was absoluut een awesome dag, as ek dit so kan stel. Maar ek het 'n ouditeursverslag gekry. En is nou met harte en spyt dat ek vanmôre sê dat hulle die rooi span heeltemal gediskwalifiseer het. Ja, dit gebeur ook maar. Hulle sal rekenskap gee. Nee, ek grap sommer, dit was sommer net lekker van. Alles was net lekker van. Dit was great geweest. Maar baie welkom hier, terwyl jy vir my sit en kyk, blaai gou na Lukas 16. Hierdie moet ons lees vanmôre. Die Here is goed in hierdie tyd. Toe ons 'n bietjie nou daar op die konferensie was, terwyl ek so is, sê ek vanmôre, hierdie gedeelte kom so by my op. Die Here gee my 'n woord uit dit uit. En ek moet dit met jou deel. Kan ek jou vra vanmôre, kan ons 'n ooreenkoms maak met mekaar? Ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan haar vanaf vers 19, welbekende gedeelte, die gelykenis van die ryk man en Lazarus, sal julle dit gaan lees by julle huise. En sal julle dan ook regtig kyk wat die Here met jou daardeur praat. Jy gaan hom dalk een keer lees, dan gaan jy sê, ok, ek lees nou hierdie verhaal, ek het dit nou gehoor. Maar kom ek sê vir jou wat, vat 3 dae, 4 dae, lees dit. Kyk wat sê die Here vir jou. Besin oor dit, bid oor die krag van God se woord. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, die woord is dood, maar die gees maak lewend. Of die letter maak dood, ekskuus tog, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Hierdie is 'n gees geïnspireerde. Hierdie is 'n die Afrikaanse vertaling sê dis 'n gelykenis. In al die ander gelykenisse het Jesus nie 'n naam genoem nie. So hierdie is nie 'n gelykenis. Hierdie is 'n ware gebeurtenis. So dit moet jy weet vandag, alhoewel die Bybel hom so optrek. Kom hy dan sê hy, hierdie gedeelte kom vertel hy vir ons. Maar voor dit wil ek vir jou sê, dis hierdie tyd van die jaar, so van volgende week af gaan jy 'n koevertjie kry. Wie weet wat beteken dit? Dankbaarheidsdiens. Die dankofferdiens. Hierdie is my dankbaarheid aan die Here vir sy goedheid gedurende 2025. Ek wil vandag vir jou sê, dit is 'n geestelike wet. En ek weet, julle gaan die koevertjie vat en elkeen gaan gee jou naam. Jy sit nie jou naam op. Jy gee wat jy kan gee vir die Here terug. Want dit is jou dankbaarheid vir die goedheid gedurende 2025, wat die Here was vir jou goed en gaan vir jou goed wees. Ons gaan so bietjie nou elke Sondag daaroor praat, net om jou te gee die saai en die maai beginsel. Ek glo en vertrou, maak nie saak waardeur jy gegaan het nie, bly God goed, en ek en jy kan vanmôre vir hom sê dankie daarvoor. Amen. As jy gereed, dan ons maar aangaan met die diens. En hiernamaals is die rolle omgedraai. En hierdie namaals is die rolle omgedraai. Ek wil met jou praat oor een enkele vers. Ons gaan nou 'n hele paar saam lees. Maar in vers 25 van Lukas 16, jy kan dit sommer op die skerm lees of in jou Bybel. En net so 'n bietjie agtergrond, daar was 'n ryk man, die woord sê, en het pipper en fyn linne gedra elke dag en was vrolik en weelderig. En dan sê hy, daar was 'n bedelaar, hoor gou, met die naam van Lazarus. So hy noem hierdie persoon se naam, wat voor hierdie ryk man se poorte gesit het, en hy het hom verlang na die broodkrummels wat van sy tafel afgeval het. En so gebeur hierdie ding, maar hoor gou, ek wil met jou praat uit vers 25. En toe sterf al twee van hulle. En die ryk man gaan toe na die doderyk, en Lazarus word deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Daai jare, hoekom? Abraham was die vader van geloof.
hemelpoorte en dan in die paradys om hulle te wys. En uit die verte uit sien hierdie ryk man vir Lazarus en hy sê hierdie volgende: Maar Abraham, antwoord kind, onthou dat jy die goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Ek het eintlik my preek se tema verander. Ek wil gepraat het oor die goedheid en dan ook oor hierdie woord die slegte. En hoe ons dit kan opweeg in vandag se tyd. Maar in hierdie skrifgedeelte kom die Here en hy openbaar eerstens wat ek en jy te wagte kan wees die oomblik wanneer ons sterf. Jy moet dit gaan lees. Dis hoekom jy Lukas 16 moet gaan lees. Wat vir my baie opvallig is daar is iets te wagte vir my en vir jou die dag wanneer ek en jy sterf. Eerstens wanneer ons sterf sonder God of sonder om Jesus aan te neem, gaan ons in hierdie doderyk, in hierdie hel beland. Dit sê vir ons, God het net soveel beheer oor die geeste of die siele van die afgestorwenes as oor die wat nog lewe. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 4 vir ons. Daar praat hy oor die wederkoms en die opstanding uit die dode. Dan kom hy dan sê hy, maar dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Die wat in die lewe oorbly, tot met die wederkoms van die Here sal die ontslapenis hoegenaamd nie voor wees nie. Jy sien, hier is iets aan die gebeur. So dit sê vir ons, ons gaan nie almal ontslaap nie. Enige oomblik, ek sê die wederkoms is so aan die deur dat die Here die bassein maar net klank. Alles is daar, ons sien die tekens, ons sien alles wat in die wêreld gebeur. Goeders is daar. Net die bassein moet blaas. Jesus moet kom. In hierdie gedeelte sien ons daar is 2 ewige bestemmings daar gestel vir die geeste, vir die siele van die mensdom. Die een word genoem die huis, die doderyk of die hel, en die ander word genoem die ewige tuiste waar God en sy engele woon. Die oomblik wanneer 'n persoon sterf, die oomblik wanneer iemand sterf, word sy gees, sy siel weggevoer en oorgeplaas na 2 plekke toe. En ek glo dit, want dit is wat die woord ons leer. Ons sien dit in hierdie gedeelte. So jy het nodig om vir iemand te vertel. Daarom is dit so belangrik om jou familie en jou mense te waarsku teenoor hierdie hele gedeelte. In Hebreërs 9, lees ons saam met my op die skerm, sê hy vir ons, en net soos dit vir die mens wat is, bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Daar is 'n dag uitgesit wanneer ons voor God gaan staan en hy gaan ons oordeel. Kom ons kyk 'n bietjie eerstens na die lewe van hierdie ryk man. Soos ek vroeër gesê het, in die woorde van die Here, daar word nie sy naam word nie genoem nie. Hy het nie 'n naam nie. En dit sê vir my, miskien omdat sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie. Die boek van die lewe, ek sê altyd, daardie boeke is die argiewekamer, dit is die optrede, dit is my en jou lewe, dit is waarin opgeteken is. Jy kan dit gaan lees in Openbaring, en ek het ander boeke geopen gesien, en dan sê hy ook die boek van die lewe, en dan sê hy daar, as dit bevind is dat jou naam nie in die boek van die lewe opgeskryf is nie, wat gaan gebeur? Sal ek jou in die poel van vuur werp. Ek en jy moet sorg dat ons naam opgeskryf word in die boek van die lewe. Dit word vir ons gesê hierso. Ons lees dit, daar was 'n ryk man, vers 19. En hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Elke dag sê die woord. En kom ek jou een ding sê, en na die tyd was daar baie, dis 'n werklikheid, daar was ongelooflik geseënde manne gewees, geseënde huisgesinne. En dit is in 'n mate tot vandag nog so, dat God in 'n groot maat baie mense seën, en hulle geniet die guns van die Here.
Maak nie saak, heiliglik of 'n mens dit kan koppel aan Christendom, 'n kind van die Here, wedergebore, ateïste, maak nie saak nie. Jy sien, want dis nie hoe God werk nie. Die Bybel vertel my iets anders. Hy sê vir my, weet jy wat, dat elke een tot mate van God se goedheid en guns lewe. Hoekom? Want die woord sê, want elke goeie ding wat ons in hierdie lewe te beurt val, kom van bo, van God af. Ek wil wel tog vir baie mense sê wat ryk is en wat in weelde lewe. Moenie dink dis omdat jy grand is nie, hoor. Of jy dalk smart is nie. Ek het gewerk hiervoor, ek het hierdie bereik, ek het dit gedoen. Jy praat baie met hierdie mense, goed en wel. Maar een ding wil ek vandag vir jou sê, moet nooit in jouself roem nie. Nooit. Kom ons kyk gou wat sê die woord, en ek wil dit iets sê vir jou. Of lees. 'n Snaaks, Abraham noem hierdie ryk man, hy noem hom kind. Jy kan maar gaan lees. Daarom vers 25, maar Abraham antwoord hom, jy kan dit gou op die skerm sit, dankie Melanie. Hy sê, maar Abraham antwoord hom, kyk gou daar, kind. Wat het dit beteken in die ou tyd, of in die Ou Testament? Dat hy nie buite die verbond was. So hy was 'n verbondskind gewees van God. Hy was waarskynlik 'n Jood gewees. Iemand wat die wet en die profete geken het, want dis waar volgens hulle gelewe het, was die wetstelsel. Jy sien, anders sou Abraham hom nie 'n kind genoem het nie, want dis hoe hulle mekaar noem in die Joodse tradisie. Hy het in 'n oorvloed gelewe op hierdie aarde. Maar een ding ontbreek, hy het geen barmhartigheid gewys. Kom ons lees gou vers 21. Kom ons lees 21 saam met die skerm. En hy het hom verlang, dis nou Lazarus, om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Ek dink as 'n mens geestelik sprook, as 'n mens in geestelike terme gaan kyk, presies oor Lazarus se lewe, dan sien ons dat Lazarus wel 'n bedelaar was en hy het gesit en bedel, maar hy het met geloof en met geduld geleef. Hy was dankbaar met sy vergenoegsaamheid. Hy het dalk nie gesit en memoreer nie, hy het aanvaar, dit is wat sy lewe is, hy's 'n bedelaar. Hy het sy Here en hy het sy God geken, hy het die gebooie of die wette onderhou. In vers 22 sien ons, en toe die bedelaar sterf is, hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Hoe kort kon hulle dit afgestom het in 'n woord om iets te sê? En ek dink as jy ryk is, die ryk manne sit ons ongelooflike waarde in 'n begrafnis. Ek kan dieselfde dink. Die Jode begrawe dalk nou nie in waarde, miskien nog so nie. Hulle maak dit baie gou. Maar die afterparty. Die afterparty. Ek sê vandag voor julle as 'n gemeente, die dag as ek te sterwe kom, ek het vir Monja gesê, boet en bewaar, as hy gee niemand kos nie. Jy kan by jou huis eet. Sy kan vir julle net eier en mayonaise-broodjies gee. Ek kan nogal dink dat na hierdie begrafnis in hierdie ou se weelderige huis, sy familie en sy vriende daar gekom het, en daar was net lekker, jy weet, partytjie gehou, en hulle sommer net lekker uitgegee, en sekere dinge gedoen. Hoor wat sê hy verder. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Mag die Here my so bewaar en beskerm, dat ek nooit in 'n pyn van, in 'n plek van smarte beland nie. Ek is nie bestem vir die hel nie, ek glo jy ook nie, né? Dis nie waar ons wil wees nie. En toe dat Abraham hom antwoord, maar kind, onthou, dat jy ook die goeie in jou lewe ontvang het. En ek het nou gesê, elke goeie gawe, alles wat jy het, kom van bo, uit die hand van God.
Alles. Maar ek is nie gelukkig in my werk nie, dank God vir jou werk. Ek is dalk nie gelukkig waar ek bly of hoe wat my omstandighede is nie. Dank God, en jy gaan sien hoe jou omstandighede gaan verander. Jy sien, dis een van die grootste dinge wat die vyand in sy lewe kom doen, is om by jou te kom steel, om jou negatief te maak, om jou te laat verstaan, dis nie vir jou beskore nie, dat jy dalk ook 'n wêreldse bedelaar is. Ek is maar net nog iemand in hierdie wêreld, 'n spikkeltjie. Ek weet nie eens of God my ken nie. Kind, onthou dat jy die goeie in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Maar jy ly smarte. Kom jy iets agter? God se genade nou is iets waaroor ek en jy ongelooflik kan dankbaar wees. Want uit die doderyk, there will never be grace again. Daar sal nie weer genade wees nie. God gaan jou nie genade betoon nie. Ons sien dit hier. Onthou, jy het die goeie gehad en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. Jy ly smarte. Die rolle is omgedraai. Die rolle is omgedraai. Jy sien, wat vir my mooi is, met hierdie omkeer, wys God sy geregtigheid anders, dat God se geregtigheid anders werk, as menslike verwagtinge. Daarom wil ek vanmôre by jou pleit van die Here, bly in geregtigheid. Bly in geregtigheid. Maak nie saak hoe dit nou met jou gaan nie. Bly in geregtigheid en begin te bid dat God se goeie gawe ook vir jou daar sal wees. Ek wil ook by dit sê, dis dat nie dat rykdom sondig is nie, hoor. Mense wat ryk is nie, daar is ongelooflike mooi kinders van die Here wat skatryk is. Skatryk is. Maar hoor mooi, skryf hierdie neer. Rykdom sonder barmhartigheid is gevaarlik. Sonder barmhartigheid is gevaarlik. Monja weet, op 'n Sondagmiddag as daar Grand Prix is ek soos Lot se vrou op 'n bank. Vasgemessel. En die Sondagmiddag, hy liggie gaan af, hulle gaan wegspring. Tweet, 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 hier lê my voordeur klokkie. Sy sê vir my, gaan kyk wie's daar. Ek wonder wie was daai moeilikheidmaker, want ek daar by die hek kom, toe sy nie meer daar nie. Maar ek is kwaad, sy weet, as die klokkie lui daai tyd van die môre. Moet nou nie my klokkie kom lui nie. En ek gaan uit en ek sien niemand daar nie. Nou gewoonlik, wanneer my klokkie lui, is dit iemand wat op 'n Sondagmiddag kom kos soek. Nou sê ek, nee man, hierdie mense wat so kom, vir hulle. En weet jy wat, net daar klaar die Here my aan? Vra vir hom. Ek sê, genade, wat as dit 'n engel was? Sy sê, ja, hier's ek agter haar. Nou gaan soek ek aan die straat. Ek kyk of ek iemand sien. Maar ek sien niemand. Ek sien niemand. Jy sien, dis baie kere hoe 'n mens moet kyk. Ons vergeet soms om barmhartigheid en genade te toon, maar ons wil dit hê, amen. Ons wil dit hê. En kind van die Here, as dit met jou goed gaan, hoor gou mooi, wil ek vanmôre van hierdie kansel af vir jou sê. As jy, as kind van die Here, en dit gaan met jou goed, mag jy dit geniet. Geniet dit. Alle goeie dinge kom van bo. Maar net nie vergeet om dankbaarheid te wys nie. En dan kyk hy op, en hy sien Lazarus van ver, aan die boesem van Abraham.
Hoe mooi moet dit nie wees nie? Kan jy dit vir jouself indink? Ek dink op daardie oomblik toe ek dit so lees, en ek dink so terug, ek dink toe die ryk man dit sien, toe weerspieël of toe weerklank al hierdie gebeurtenisse, hoe baie kere het hy nie Lazarus by die poort misgekyk nie, hoe baie kere het hy dalk vir Lazarus daar gesien, en hoe baie kere het hy nie vir hom gesê nee nie, want die woord van die Here sê, Lazarus smag na die broodkrummels wat van hierdie ryk man se tafel afval. Hoe baie keer het hy nie Lazarus daar gesien wat honger was, wat dors was, wat dalk in pyn was, maar hy het net weggekyk. Hy het net weggekyk. Môre wil ek hê jy moet hoor, daar is soveel voordele as kind van God. Toe Lazarus sterf, is hy deur die engele van God weggedra. En ek glo dit is die werk van elke engel is daar om te dien. As ek en jy sterf, glo en vertrou ek dat ons nie met pyn sal sterf en dat ons nie op daardie oomblik enige iets sal beleef nie. Ek het al baie gehoor as op 'n sterfbed tussen mense word daarna, dan sê mense vir my, die vrede op daardie persoon se gesig. Dis die voordeel van kind van God. Die engele kom haal jou, vergesel jou. Kan ek gou vir jou vra om saam met my te blaai na Efesiërs toe? Kan ons net vandag blaai na die boek van Efesiërs? Ek weet dit is nie op die skerm nie. Efesiërs 6. En daarna gaan ek sommer uit Romeine 14 lees, dis op die skerm. Iets wat ek en jy so gou en maklik vergeet. Amen, is julle daar? In Efesiërs 6 sê hy in vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Sodat julle kan staande bly teen die liste van die duiwel. Hoor wat sê hy? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hoe vinnig kan iets gebeur wat jou hele lewe kan verander? Hoe vinnig kan iemand in 'n dag jou lewe omkrap? Hoe vinnig kan dinge verkeerd loop? Hoor wat sê die woord. Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen die vlees en die bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers. En net voor dit dan sê hy, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat ek en jy kan staande bly teen die duiwel, die liste van die duiwel. Baie bekende vers. Baie bekende vers. Daarom moet ons verstaan, dat ek en jy met insig en wysheid kan beweeg vorentoe, dat die duiwel baie mense gebruik en situasies gebruik. Maar dit is nie die mens nie, dit is die owerhede, dit is die magte, dit is hierdie dinge wat gebeur. Goed wat gebeur in 'n mens se lewe. In 'n mens se lewe. Ek wil iets sê as jy gaan gym. Ek het nou weer begin oefen. Dan dink ek so by myself. Kyk, as seker maar mooi is ouens gebou is en vrouens is gebou soos 'n Griekse god, soos die vrouens sal sê, daai ou is gebou soos 'n Griekse god. Ander van ons is gebou soos 'n waterpas, ons probeer in die babbel werk. Maar weet jy wat? As jy nou 'n swak oog het en goed en jy sien, want kyk,
die vrouens trek ons nou so aan dat jy moet alles sien. Nou hoe gym jy so? Met toe oop. Is ek reg, Ami? Jammer sê? Maar net so kan jy in die versoeking kom. Jy kyk 'n fliek. Kyk hoe gebeur dinge. En daarom sê die woord, maak my blind, Here, dat ek nie hierdie goed sien nie, maak my doof dat ek dit nie hoor nie. Romeine 14, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself. Want as ons leef, wat gebeur? Leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons behoort aan die Here. Paulus skryf dit. 'n navolger van Christus, eers 'n vervolger van die Christene, en dan 'n navolger van Christus, kom sê hierdie skerp woorde in Romeine 14, want niemand, hoor gou van ons leef vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. Alles wat ons doen, doen ons tot eer van die Here. Ons werk nie om mense te impress nie. Ons werk omdat ons lief is vir die Here. Ons eer die Here in ons werke. In ons werke. Hier is my vraag vanmôre in Lukas 16. Wie van hierdie twee manne was nou werklik die bedelaar? Wie was nou werklik die bedelaar? Moet nooit jou waarde as mens in jou aardse besitting sit nie. Want jy kan dit baie gou verloor. Die woord sê, moenie vele skatte by mekaar aan Matteus sê, moenie vele skatte op die aarde by mekaar maak, waar mot en roes dit kan vernietig, en waar diewe kan inbreek en dit steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Hierdie einste Abraham was een van die rykste manne in die woord van die Here, wat ons van lees. En hy het hemel toe gegaan. Jy sien, daar is een ding wat hy gedoen het. Hy het sy verhouding met God die Vader gekoester. Hy het geweet sy gawe, dit wat hy het, kom van die Here af. En nou wil ek met die mense praat wat swaar kry. Partykeer minder waardig voel. In die eerste plek is dit alles 'n leuen van die duiwel. Julle is baie lief om jouself bejammeringsstreintjie te ry. Nou hoor ek by jou nie pas. The truth will set you free. Ek kry so swaar, God straf my. Jy dink jy word nou gestraf, gaan aan. Jy weet nie wat vir jou wag nie. En weet jy wat doen 'n selfbejammeringsstreintjie? Hy veroorsaak groter skade. So klim bietjie van daai treintjie af en begin iets doen met die krag van God. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. By dit wil ek ook vir jou sê, as 'n man nie wil glo nie, sal niks hom maak glo nie. Kom ons lees gou vers 27 saam daarvan Lukas 16. Ja, ek kan baie keer dom wees, dan vat ek my plek weg. Hier is ek weer. En Abraham sê toe vir hom, tussen ons is daar 'n groot kloof gevestig, in vers 26.
En die wat hier is, kan nie soontoe gaan nie, en die wat daar is, kan nie hiernatoe kom nie. Maar hoor wat sê die ryk man. Hier bewys dit jou eintlik wie die bedelaar is, en hy sê, ek bid. Hey! Hoekom wil jy nou in die hel bid? Jy wou nie eens op die aarde bid nie. Julle moet 'n bietjie julle familie en julle vriende en julle kinders en julle almal wat daar buitekant is wat iets teen die kerk is wat ek word baie keer kwaad. Ek voel baie keer die mens gebruik God in sekere mates, maar dis fyn, ons moet daaroor kom. As dinge verkeerd gaan. Pastoor, wat jy nie gou vir iemand kom bid nie, hulle lê op en wil ek hom baie keer sê, het hy verhouding met die Here gehad? Nee, hy het nie in die kerk gekom nie, hy was kwaad vir die kerk. Miskien sal hy soos die ryk man uit die hel uit bid. Want wat gaan hom nou laat bid? Maar die feit van die saak is, hoor wat sê hy? Hy sê, ek bid u dan Vader, om hom na my Vader se huis toe te stuur. Jo, nou herken hy God. Nou ken hy die krag van God. Nou weet hy wie Lazarus is, want hy wil sommer hê dat Abraham Lazarus moet stuur uit die dood uit. Na sy vader se huis toe, want kyk daar wat sê, hy sê, want ek het 5 broers, wat ongered is, om hulle wat te gaan doen, om hulle dringend te gaan waarsku. Om hulle dringend te gaan waarsku, dat hulle ook nie in hierdie plek beland waar hy is nie. Maar Abraham antwoord hom en sê vir hom daar in vers 29, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Nee, dit gaan nie help nie. As iemand uit die dood uit na hulle toe gaan en hulle gaan waarsku, sal hulle red, hulle sal hulle seker boeglam skrik, soos baie mense hulle boeglam skrik. Pastoor, kom na my huis toe, hier is 'n spook. Hou op horror movies kyk, dan gaan jy nie die spooke sien nie. Daar's nie 'n spook in jou huis nie. Dis jou skaduwee man, wat jou volg, wat sondig is. Ek sê eendag vir die tannie, hoor gou hierso, sê vir my ietsie. Dobbel jy? Ag ja, ek speel 'n bietjie lotte en gooi ek so 'n paar rand daar op die casino tafels. Ek sê daar's jou spook. Ja, daar is jou spook. Jy sien jou, dis nie 'n spook nie, die demone volg jou maar. Dis wat dit is. So julle wat dobbel, wat julle hoop in die geluksgod sit jou hoop in God. Sit jou hoop in God. Ek gaan net so 'n 5 randjie speel, daar op die lotte. En dan as jy daai geld wen, Wat sal jy vir my koop? Jy werk, jy kan vir jouself koop. Jy sien, Abraham, jy verstaan nie. Vers 30. As iemand uit die dood na hulle gaan, sal hulle bekeer. Jy sien, maar my God, ons God, die God van Abraham, Isak en Jakob, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, Hy het beheer oor die afgestorwenes, net soos wat hy beheer het oor ons. En in Prediker, dan gaan lees jy oor die dood. Die wat dood is dood. Hulle is daar tot op die dag wanneer hulle voor die stoel sal kom. God werk nie met die dood afgestorwenes nie. Daar is nou niks wat met hulle kan niks doen nie. Hy gaan nie iemand uit die dood uitstuur na jou toe nie. Amen. Pastoor, my man kom kuier so nou en dan vir my bietjie hier in die kamer. Ek sien hom hier in die kamer. Nee, tannie. Miskien moet jy by 'n sielkundige uitkom. Of by die Here uitkom. Eerder by die Here uitkom. Jesus sê, laat die dooies begrawe. God is nie 'n God van dooies nie. Hoor mooi. Jy sal min pastoor en prediker skryf wat dit sal sê hoor. Is goed seker om bietjie te gaan kuier by die graf en toon respek teenoor dit, maar moenie met hulle praat nie. Hulle gaan nie terugpraat nie. Mense, illusie is 'n baie gevaarlike ding. Pas op.
Waar jy 'n deur oopmaak, daar kom die vyand in, hoor. Pas op. Want die vyand, die duiwel, kom soos 'n engel van die lig. Jy sien, mense wil onafhanklik van God leef, daarom sukkel hulle om te glo. Ek leer ook dat aardse gemak tydelik is, maar die geestelike geregtigheid is ewig. Vers 25 weer asseblief. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy die goeie in jou lewe ontvang het, so Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. God sien elke traan. God ken jou hart. Inteendeel, God is die beoordelaar van die hart. Ekskuus julle, ek het 'n tand getrek donderdag, nou voel dit of ek lisp. Jy weet, as jy mos 'n tand mis het, dan praat jy so bietjie snaaks. Monja het my geslaan by Klein Karoo. Maar in elk geval, maar ek sê vir hom in vers 31, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle oortuig word, of sal hulle nie oortuig word, al sou ek iemand uit die dood uit na hulle stuur. Ek sê weer vanmôre, jy het 'n keuse vanmôre, wil jy glo, wil jy nie glo nie. En as jy nie wil glo nie, gaan ek jou nie oortuig om te glo nie. As jy nou nie wil Jesus aanneem as jou saligmaker en jou verlosser nie. Jy het nou gelees in Lukas 16. Daar is plekke wat praat van die hel. Daar's baie plekke wat praat van die hel. Daar's plekke wat praat van smarte, waar jy gaan opeindig, wedergebore. Die skrifgeleerde, Nikodemus, hy wil tog nie hê sy mense moet hom sien nie, en hy sluip uit die aan na Jesus, en hy sê vir Jesus, maar vertel vir my van die wedergebore. Ek verstaan dit nie, hoe kan iemand weergebore word? Hoe kan hy teruggaan in die skoot van sy moeder? En Jesus sê, as jy my nie aangeneem het nie, as jy nie 'n radikale 180 grade draai maak, as jy nie klaar maak met die sonde nie, sal jy nadat jy gesterf het, of as Jesus jou kom haal, of nie kom haal, sal jy in smarte bly. En al is God se genade vandag al vir jou genoeg op hierdie aarde, maar jy kry dalk nog swaar, dis wat genoeg is sy genade en sy barmhartigheid. Amen. Here, dankie vir elke hoorbare oor vanmôre. Dankie dat ons weet hierdie aardse gemak is net tydelik, maar soms ook die aardse swaar in die tyding wat ons beleef. En mag ons ook vanmôre weer opnuut die volle wapenrusting van God aantrek. Om die volle wapenrusting van die Here aan te trek beteken dat ek erken dat ek die armor of God, I need the armor of God. Ek het hierdie wapen nodig. Ek het hierdie wapen nodig. Ek kan nie sonder dit nie. Anders dan gaan ek nie kan bly staan teen die liste van die vyand nie. Weet jy, kan ek gou vir jou vra, ek gaan baie vinnig vir jou bid. En elke oog gesluit en maak seker dat jou saak met die Here reg is. As jy dalk vanmôre gehoor het van die hel, jy's onseker, jy weet nie waartoe jy gaan nie, wil jy nie net gou saam met my staan daar waar jy is nie. Kom staan gou vinnig. Dankie. Jou lewe getuig. Jou lewe getuig.